gaan eers vir ons saam lees 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1, ons fokus steeds is vers 13, baie bekende vers 13, en dit is eintlik ook die vers waarin ons vanoggend stil staan. So ek gaan vir ons eers lees, en as ons klaar gelees het die lewende boek van ons Here, dan sal ons saam verenig in gebed. Kom ons luister na wat die Here dan ook vir elkeen van ons deur sy woord wil sê, en glo dat dit die woorde van die Here is, en sy stem wat elkeen van ons spreek. Vers 1. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het. En almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Laat ons nie oreer soos sommige van hulle georeer het nie, daar het op een dag 23.000 geval. Laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. Moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom. Daarom, wie weet dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangekry behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons verenig tot God in gebed. O Here ons God, wat 'n besondere voorreg is in jou woord om hierdie oggend te kan stil raak en te kan aanroep en te aanbid, is die enige ware lewende God, die weet en die belyden. Daar is nie een soos U, niks en niemand sal ooit met U vergelyk kan word nie. Niks sal eers genoeg wees om selfs in U skaduwee te staan nie. Maar ons het die voorreg vanoggend om voor die aangesig te verskyn, en U te aanbid, en ook te bly lewe. Wat 'n voorreg. 'n Groot genade is nie alreeds wat U aan ons geopenbaar het, dat ons vanoggend ons oë geopen het. En dit was nie in die hel nie. Die hel wat ons verdien, ons weet dit, is een ding waarin ons saamstem, is ons verdien dit. Hoe groot die genade dat ons dit nie vanoggend in die verdoemenis geopen het nie. En daar begin die genade van elke dag. Daar begin die lewende hoop. Daar begin die opgewondenheid van die sekerheid dat ons God aanbid, wat getrou bly aan sy beloftes en betrokke is. Mag dit vir ons genoeg wees. Ook in hierdie tye wat moeilik is, die tye wat droog is, die tye waar siektes heers, die tye waar korrupsie heers, die tye waar oneerlikheid aan die orde van die dag geslaan word, ja, hierdie tye waar ons lewe. Bid ons dat U vir ons genoeg sal wees, want ons weet, wanneer ons daardie diepte van ons geloofslewe bereik, dan sal ons staande bly, ons sal soos 'n huis wees wat op die rots gebou is. En nie sommer net 'n rots by die see, en hierdie rots, Christus, Jesus, wat selfs vir daardie rots by die see sê, staan op en gaan plant jouself in die see en hy sal dit doen. So groot is Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. In hierdie tye waarin ons lewe is daar baie afleidings, paadjies na nêrens. Daar is dinge wat mooier of lekkerder of beter lyk, wat ons aandag van U afhou. En dit beïnvloed ons ook so gereeld. Ons val onder hierdie baie versoekinge wat ons elke dag beleef, en mag U ook hierdie woord vanoggend vir ons die krag gee wat ons nodig het. Die sekerheid wat ons nodig het, om ook staande te bly, daar selfs lyk ons niks of min, selfs vat die alles van ons al weg, en ook selfs al van het slegter môre as vandag. U is groter as ons probleme,
is altyd groter as ons uitdagings en probleme bly. Ons bid Here dat ons ook hier by Albert Kerk saam met ons sal glo, dat ons sal vasklou en dit sal beheer. Dankie vir die seëninge, dankie vir die voorreg wat ons het om kerk te mag wees, dankie vir die Bybel op die kansel. Ons weet Here, ons kan nie genoeg dankie sê vir alles wat U vir ons is, doen en geen. Ons het niks. Ons nie uit die Vader aan dit ontvang nie. Vergewe ons sondes en ons oortreding en ongeregtighede, maak ons ook soos Dawid sê, toe ek geswyg het, my gebeente uitgekeer, my gebrul die hele dag, want die hand was dag en dag swaar op my mik het verander, soos die somer gloed, dit seer geraak, toe ek my sondes nie bely het, maar toe ek dit bely het, gevoel in die kettinge, hier die wêreld, slavernij van die sonde, en die kettinge van die hel losbreek. Mag elkeen van ons ook dit beleef, hierdie week as vooruit. En hier is het dan met ons in die werking van die Gees. Amen. Dus dan kan ek vir ons vers 13 nou lees nie, dit is deel van die prediking, daar is 'n spesifieke punt in die prediking, waar ek dan die vers ons gaan lees, waar dan ook ons aandag gaan fokus op die woord van die vers, en nie noodwendig net die lees van die vers. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as ons mekaar nie oog kyk en eerlik met onsself is, dan kan ons sekerlik baie vinnig en baie maklik sê, ons leef in 'n wêreld en in 'n tyd vol versoeking. Baie versoeking. En ja, daar is dae wat sag en stil verbygaan, dalk beter dae, selfs makliker dae, maar ons weet in ons lewens kom daar tye. Daar kom dalk soms ure, dae, weke, maande en jare wat baie lang en swaar voel. Dat die stryd wat ons stry in onsself so hard en aanhoudend word, dat jy naderhand diep in jou binneste niks anders kan as om te wil uitroep, Here, my God, ek kan nie meer nie. Here, ek het nie die krag om aan te gaan nie. Dalk op 'n sagte manier te sê, Here, wanneer kom die uitkoms? Wanneer kan ek daardie verligting beleef, wat ek al so lank voorbid en pleit en smeek? Daardie gevoel wat ons beleef, wat ons nie anders kan as om te vra, Here, hoe gaan ek hierdeur kan kom nie? Nou is daar baie versoekinge wat 'n mens kan lys. Dit is onmoontlik vir my om die prediking vanoggend en al die versoekinge aandag te gee. U ken die versoekinge waartoe jy gaan. U weet nou tans wat die versoeking op die hart is en waartoe jy gaan met 'n storm u tans beleef, wat maak dat 'n mens amper net wil twyfel, ingee of selfs net oorgee. Miskien is dit die versoeking om te twyfel aan God se liefde en God se genade en sy versorgingsvermoë, wanneer die reën wegbly en die een dag na die volgende dag droër word, harder word en moeiliker word. Dit twyfel aan God se liefde en omgee wanneer ons sien hoe selfs die vee wat ons voor lief is, sterf, swakker word en die kring wat dit raak. Wanneer jou finansies jou keel toedruk, wanneer jy in die hande maar net weer wakker lê met 'n ellelange lys van bekommernisse wat jou vang, wat jou pla, selfs dalk net die versoeking wat jy beleef binne 'n proses of 'n tydperk van hartseer en pyn wat nie wil weggaan. Dalk die versoeking om selfbeheersing toe te pas in jou lewe, wanneer jy jou meer verloor of kwaad raak en dinge doen en dinge sê wat skade maak en seer maak en jy dood eenvoudig nooit in jou lewe kan terugneem. Tegenwoordig wat ons al baie gehoor het is, ek sal jou vergewe, maar ek sal nie vergeet. Daardie versoeking. Ja, wanneer daar die ou sondes van die verlede
jou nie wil los nie en hier in jou oor en in jou hart vir jou fluister. Ag, net 'n bietjie, is nie so verkeerd nie. Ag, dit is mos wie jy is. Jy weet, dit steel jou vrede en die vreugde en dit breek verhoudinge in jou lewens. En binne hierdie konteks van die inleiding is dit presies op hierdie oomblik waar Paulus besig is om die gemeente van Korinthe 'n brief te skryf, om vir hulle iets te leer. En vandag wil ek by julle saam met julle stil staan by hierdie spesifieke vers 13. En ons tema is baie eenvoudig. Ek gaan probeer om die prediking vanoggend werklik eenvoudig te hou, dat ons ook net met iets hier kan uitstap, wat ons hierdie gedeelte nooit sal vergeet. Die tema is baie eenvoudig, maar dit sny die hart en dit sny die siel baie, baie diep. Dis die Here wat besig hier is om met ons te kommunikeer, en hy sê vanoggend deur die tema vir jou en my in hierdie gemeente, ek sal jou nie bo jou kragte versoek nie, selfs al voel dit vir jou so. Ek sal jou nie bo jou kragte of vermoëns versoek nie, selfs my kind, al beleef jy dit nou tans anders in jou lewe. En die teks wat ons vanoggend saam gelees het, is nie maar net blootbaar mooi en gepaste woorde op papier nie, nee, dit is God se hand. God se hand wat jou vasgryp, dit is 'n anker wat jou vashou in die onmoontlikste storms van hierdie tydelike lewe wat ons kan beleef, en ook 'n roepstem, 'n sagte, vaderlike roepstem na jou toe vanoggend in jou omstandighede. Vertrou met alles wat jy is en het op my, want ek is jou uitkoms en sal jou uitkoms wees altyd. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Korinthe, 'n baie ryk gemeente, dit gaan oor omstandighede eintlik baie goed met hierdie gemeente, hulle beleef baie seëninge van die Here, dan saam met hierdie goed wat hulle beleef, die beter tye wat hulle beleef, word die uitdagings en die versoekinge waarteen hulle weerstand moet bied, by die dag al hoe meer. Die versoekinge waarteen hulle weerstand moet bied, is baie bekende versoekinge, soos afgoderry, iets wat God se plek en God se tyd in hulle lewens neem. Wêreldse of mensgeoriënteerde begeertes. Natuurlik die sondes wat ons baie goed ken, maar eintlik ook 'n murmurering, dat ten spyte dat dit goed gaan, nie goed genoeg nie, Here. So verwag nog so 'n bietjie, nog so ou ietsie, dan sal ons heel waarskynlik tevrede wees ensovoorts. En juist daar neem Paulus hierdie gemeente in die teks wat ons gelees het, terug na die gebeure van die Ou Testament. Die Ou Testament wat ons baie goed ken, en Paulus doen dit met 'n rede. Hy skryf hierdie brief aan die gemeente van Korinthe om hulle te laat herinner aan die ongelooflike moeilike tye waardeur die volk Israel gegaan het, toe hulle vasgevang was in slawerny. Hulle het alles verloor, hulle het hulle vryheid verloor, hulle het hulle reg verloor, en uiteindelik het hulle ook hulle godsdiens verloor. 'n volk wat moes weghardloop agter die magtige grepe van die wrede Farao, sy trawante, en diegene wat hulle gehaat het. Daar begin Paulus met so 'n mooi inleiding in die gedeelte wat ons gelees het. Onthou net, my gemeente, my kinders van God, praat eintlik baie persoonlik met hulle. Onthou net, julle voorvaders, daar in die Ou Testament, was almal onder die wolk gewees. Almal van hulle het droogvoets deur die see geloop, en almal van hulle het in die woestyn manna geëet en water uit 'n rots uit gedrink. Moet dit nooit vergeet nie. En ten spyte van hierdie moeilike en taai verlede, het hierdie volk die voorreg geniet om baie wonderwerke, God se genade en God se tekens te sien en te beleef.
Ons lees Exodus baie deur, ons hou daarvan, want ons assosieer maklik met daardie woorde en daardie gebeure. En ons sien met ons eie oë wat hulle moes beleef het, toe die Here hulle met sy hand van almag uit daardie slawerny uit as ware geruk het. Toe die volk sy teenwoordigheid in die moeilikste tyd kon beleef het deur 'n vuurkolom en 'n wolkkolom, en hoe die Here hulle vaderlik versorg het en voorgesorg het van die oggend tot die aand. En dit klink nog alles mooi, dit is baie bekend, maar jy sal nou Paulus hoor in hierdie teks. Paulus leer hulle, dis asof die Here die volk Israel vasgehou het deur die baie moeilike tyd en hulle gedra deur die woestyn. Maar tog as 'n mens fyn lees wat hier staan, kan ons nie anders nie as om Paulus se stem te hoor bewe. Ons kan seer in sy stem hoor, as ware hartseer in sy stem hoor, want hy vertel vir hulle dat hierdie volk wat die voorreg geniet het, om God se hand te kan aanskou. Die Here self sê, met die meeste van hulle was ek nie tevrede nie. Ons sien hoe die trane vir Paulus se wang rol, terwyl hy hierdie brief skryf. Die meeste van hulle het in die woestyn gesterf. Hoekom? Hoekom? Die antwoord is baie eenvoudig, omdat hulle gereeld onder die versoekinge geval het. Hulle het gereeld hulle oë nie op die Here gefokus en gefestig nie. Hulle het nooit hulle oë lank genoeg op die Here gehou nie, maar eerder hulle oë so loer op die wêreldse dinge. Wat het gebeur? Hulle het 'n goue kalf gemaak. Wanneer het hulle 'n goue kalf gemaak? Direk na die Here onsse God hulle gered het en uitkoms gegee het. Die beloofde land, 'n belofte. Nie as 'n gebedverf nie, dit is op pad om te realiseer. Die Here het ons nou gered, nou sal ons 'n kalf, ons wil nog iets sien. Iets beleef. Ons wil nog 'n deel hê aan hierdie verhaal. Hulle het seksuele misdrywe gepleeg met heidense vroue, vermeng met die heidense volke. Hulle het die Here getoets deur aanhoudend te kla en te kla en te kla, ten spyte van die reeds bestaande versorging en voorsienigheid te kla. Ag, die Here kan nie regtig vir ons sorg nie. As hy nou werklik hierdie God was wat hy gesê het hy is, dan sou hy ons reeds uitkoms gegee het. Om die eerste praat van die murmurering wat die volk gehad het, daar by die Skelfsee nie, waar hulle vir Moses gesê het, Moses, vang jy ons nou vir die graf, wil jy ons moet in die woestyn sterwe, want die grafte daar in Egipte is gevul. Ons het mos vir jou gesê, Moses, ons wil eerder die Egiptenare dien, want dan het ons daar kos. Kos! Sjoe, gee die Here prys vir iets om te eet. Kos. Sal nie die trane wat oor Paulus se wang rol. Dit lyk al ver van ons af. Ons kan al vroeg in die sit en sê, "Sjoe, dankie tog, ons is nie soos hulle nie." Maar dis nie die waarheid nie. Ons harte is presies dieselfde vandag as wat dit was in die dag waar die volk die goue kalf gemaak het. Wees eerlik met jouself. Sodra die pad 'n bietjie hard raak, sodra dit 'n bietjie moeilik gaan, begin ons van God se reeds bestaande goedheid te vergeet. Ek praat van daai oomblik. Ja, hy skaap en hy sal en ons hoop en ons hoop. Maar wat ons vergeet is die reeds bestaande, waarin hy homself reeds geopenbaar het, wat hy reeds gegee het, en wat hy reeds vir ons gebied het, as fondasie om ons lewens op te bou. Ons vergeet dit vinnig en maklik. Ek begin dit dink, die vat nou 'n bietjie lank, ek moet dalk self begin planne maak. Ek moet dalk my eie handewerk begin vertrou, of jy gee dalk net op. Nee, maar as dit nou liefde is, dan glo ek ons tog nou nie, dat God liefde is nie. Dan val ons. En ons ken dit, ons val vinnig. Ons val hard, ons val diep, en ons val seer. Die letsels van daardie oomblikke in ons lewens gaan nooit weg nie.
En dan kom Paulus in sy argumentering, en hy sê dit baie regtig, hierdie Ou Testamentiese waarhede, dit wat ons uit die Ou Testament uit kry, is voorbeelde wat God vir ons gegee het. Hebreërs 11 en 12 sê dit so mooi, nou dat ons so 'n groot wolk van geloofsgetuies rondom ons het, is juist figure en gebeure in die Bybel wat God vir ons gee, waarop ons die voorreg geniet om ons lewens vandag te bou. Dis nie maar net ou verhale nie. Dis God se waarskuwing, soos Paulus sê vandag, vir jou en my ook in hierdie tyd waar ons lewe, wat in ons harte en in ons ore weer klink. Hoekom? Want geliefdes, het ons nie al te veel genade uit die hand van die Here uit ontvang nie? En waar begin ons? Wat is die wegspring? So die hel. Want die Vader het sy enigste seun, sy enigste kind, uit die hemel uit laat neerdal hier op aarde, om as ware in jou skoene te staan, en die vloek van jou sonde te dra, en te sterf in jou plek, dat jy die voorreg het om altyd in God se hand te wees, en kind van God. Wat 'n genade het ons daarna nie ontvang nie. Die wonderlike sakramente van die kerk, die doop wat 'n aanduiding van reiniging is, dat dit genoegsaam is. Die bloed van Christus oor jou lewe is genoeg. Die nagmaal wat ons siele voed, in die tydelike lewe ons geloof versterk hier en tot in alle ewigheid. Dan een van die grootste voorregte, die grootste geskenk wat ons in die tydelike lewe het, maar die minste gebruik, en dis hierdie boek, die Bybel, die lewende boek van God wat genoegsaam is vir jou hele lewe, elke aspek en faset van jou lewe. Dan het ons nog nie eens by baie gekom nie, ons kan nog hier lang redeneer oor die inwerking van die Heilige Gees wat die Here vir jou gegee het, wat jou op die pad van geregtigheid sal hou. Maar as ons in hierdie gedeelte leer, so duidelik sien, as ons nie vashou nie, as ons nie 'n kinderlike vertroue in die Here plaas nie, dan gaan ons val. As ons die Here nie op sy woord neem nie, dan sal ons val. Kom ons kyk na ons eie lewens. Maak dit hier toepassing op ons wat hier sit vanoggend. Nou versoekinge kom in alle vorms, ons weet, ons ken versoekinge baie goed. Ons probeer met 'n lyn deur te trek van jong tot oud. Maar asseblief, gaan gee aandag aan die versoekinge in jou eie lewe ook, vandag na hierdie prediking. Begin met die kinders op skool. Dit is interessant om te sien hoe kinders op skool begin lieg, om hulle self te beskerm, hulle jok. Hulle leef nie noodwendig by die huis nie, dis die versoekinge wat hulle mee gekonfronteer word, wat 'n aksie doen, of 'n reaksie. Dit maak dit hulle self beskerm. Baie van die kinders sal my sekerlik ook sien, daai waar jy onvoorbereid opdaag, vir 'n toets of 'n eksamen, jy oor net so 'n bietjie op die persoon langs jou so laat sy val. En jy voel jy skuldig, jy kom nie wat almal doen het. Kom ons wees eerlik, ons almal het al so 'n bietjie oor die lyn gedraaf, op skool. Dis wat sport, skoolsport, of sporte, soorte, wat 'n versoeking word wanneer dit jou weghou by die kerk. Maar ons moet dit gebied. Ons moet dit doen. Dit is nou maar vir die jong mense, dit is nou maar vir die skool waar die beginpunt van hierdie versoekinge kom. Trek dit 'n bietjie verder, ons maak dit 'n bietjie sensitief. Ongelukkig die omstandighede is van so 'n aard dat baie mans en vrouens moet werk of hulle besig hou met iets. Dan kom ons by die huis. En ons is moeg. Almal is moeg. Ek moet sê, dis soms iets wat ek by baie huisbesoeke kry, doen niks moeg. En ek verstaan, ek assosieer, ek self is ook moeg. Maar wat doen ons wanneer ons moeg is? Ons wil 'n bietjie ontspan. Wat is die nuwe ontspanning? Kinders gaan hou jouself besig. Ek word net 'n bietjie tyd vir myself. 'n Bietjie op myself wees, die sosiale media opvang. Speletjies speel op my selfoon, dalk agter die kroegstoeltjie inskuif. Gee my net tyd. En al wat daai kind soek liefde. Liefde wat so kort kom in vandag se tyd. Dis al wat hy nodig het, al wat hy wil hê. Aandag,
en liefde. En hoor wat ek vir jy sê, van ons staan skulde. Ons spandeer meer tyd op ons selfone as met ons kinders of met die Here. Daar is 'n versoeking wat eintlik baie maklik is om op te los. As ons net daarin begin aandag gee. Ons begin oneerlik met ons werke te wees. As ons extra geld soek, begin ons met die paar goeders te by te draai. Ons begin as volwassenes baie te jok ook of te lief, om dalk 'n bietjie meer status te kry of meer aansien te kry in die samelewing. Wat ons wel wil doen is ons skinder beskiklik, dis hoe ons saam met kinderstories lekker. 'n kind van God stop 'n kinderstorie. Dis waar iemand by eendag vra, waar stop 'n kinderstorie? Wel by 'n kind van God. Dis waar stop. Dink bietjie aan dit, dis baie waar. Dis waar die saad van geloof gepaard word. Stop by jou as jy 'n kind van God is. Jy gaan nie aan jy deel in dit nie. Jy sal daar's baie ander, ek kan nou hele lys doen, maar ek gaan aanbeweeg, dis nie weet waar jy is op pad. Die gelowige wat alleen in die aande lê. Die grootste versoeking wat ek dink baie van ons beleef, is die soeke en die smagting na die verlede. Wanneer dit moeilik gaan en taai gaan. Drank, vers, haat, jaloesie en veel meer. En selfs wanneer ons deur donker dae gaan, wanneer daar geliefdes gediagnoseer word met lewensgevaarlike siektes, die verlies of selfs eensaamheid, dan beleef ons hierdie versoeking om net uit te skree, Here, kan nie sien wat gaan aan nie. Ek bid, die dominee sê ek moet bid, ek lees Bybel, ek doen dit. Die vat nou te lank, nee, dit kan nie so werk nie. Hoekom? Dit is die grootste versoeking wat ons beleef, wanneer die teëspoed van die tydelike omstrente by Paulus sê, die lewe is Christus, die sterfte wins. Ons weet staan in die Bybel, maar nee, dit is vir ons moeilik, en dis waar die grootste versoeking kom. Kom los jy ons alleen. Ons kom in die huwelike wat baie versoekings vandag beleef. Ons kom by twyfel soek vanaf die Here as ons nie kry wat ons wil hê nie. En ons word vanaf kwaad vir God. Soms voel dit as 'n die versoeking ons verplek en wil dit ons seile uitvat. Hoekom? Want versoekinge kan die makliks beskryf word as die see. Skien die see. So die strand, bou sandkasteel, ek het gesien daar by die see ook, en bou sandkasteel, hy is baie opgewonde. Maar iets wat hy dophou is, hierdie golwe wat heel net breek en kom nader en nader. Maar die golwe is ver van die sandkasteel af, dit raak nie die sandkasteel nie, dan is ons so, ek kan met hom, dis oké, dit is nie my moeite. En dan is daar een of twee van die golwe wat kom en hulle sla die sandkasteel stukke. En dit is die versoeking met ons werk. Jy dink jy is staande. Jy dink jy is sterk genoeg. Jy dink jy kan dit hanteer of beheer. Geliefdes, ek sê vanoggend vir die Satan ken jou swakpunte beter as wat jy jouself ken. En hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind, want hy haat alles wat aan God behoort en hy wil dit vernietig en breek. Dit wat ons moeg maak, ons weet die Satan ken dit. Jy bid met jou alles, jy probeer met jou laaste krag, want jy voel of jy sin en dan kom die woord vanoggend na jou toe met 'n hemelse sekerheid. Selfs nou wat jy nou beleef. Is nie bo jou krag nie. Dit is nie bo jou krag. Die Satan wil hê dat jy moet dink dis bo jou krag. Hy wil hê dat jy die vinger moet wys na die Here toe en worstel. Hy wil dit hê, want dan is hy een op, hy weet. Want die Here sê so eenvoudig en sag in 1 Korintiërs 10 vers 13. Die volgende, hoor nou hierdie vers. Luister daarna asof die Here dit self vir jou luister. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wat leer die Ou Testament ons? God is getrou, hy bly getrou, hy onderhou sy beloftes van geslag tot geslag.
Wanneer hy beloof is, hy nie soos 'n mens wat vergeet nie, hy sien jou trane, hy ken jou vrese, hy voel jou pyn, en hy bly getrou. Hy sal nie 'n versoeking in jou lewe toelaat wat jou finaal breek nie. Dis sy belofte. Al skree jou hart in die donker, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek staan by die afgrond van niks nie. Selfs daar sê die Here vir jou, my kind, jy is nie door jou kragte versoek nie. Hoekom sê hy dit? Want hy meet die las van jou lewe af met sy eie hande. Hy ken jou limiete beter as wat jy dit self ken. En saam met elke versoeking sê die Here, ons God, ek gee uitkoms. Ek dink dit is dalk nie gedeelte in die versie wat ons die meeste aan vasklou, uitkoms, oplossings, lasverligting. Moet asseblief tot nooit God se liefde vir jou meet, dan die resultate van jou gebed nie. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees, wanneer jy God begin meet. Hy werk nie op die maniere soos ons werk nie, hy is nie 'n wiskunde onderwyser met formules nie. Hy gaan nie net vir jou 'n deur oopmaak waardeur jy maklik en vinnig loop nie, dit gebeur soms, wees dankbaar. Hy gaan nie altyd vinnig uitkoms gee soos wat jy vra wat hy nie, maar een ding wat hy wel doen, is hy gee vir jou die sekerheid van 'n lewenspad saam met hom, en op daardie lewenspad is daar oorwinning en uitkoms. Streep, koppelteken, vir die wat aan die Here vashou en vasklou. Romeine 8 vers 28 sê, alles sal ten goeie meewerk vir die kinders van God, vir die wat hom lief het. Wat 'n diepe liefde. Net om te sê ek is lief vir u. Nee, die liefde wat ons in Job kry, Here, vat alles van my af weg. Ek sal nog steeds vir u lief wees. Daardie liefde is wat die Here van ons vra. Kyk na die Here Jesus Christus. Hy het dit vir ons kom doen. Die grootste versoeking om ooit deurstaan, toe hy daar in die woestyn was, en die Satan hom toe gekom vir hom te sê, met hongerte, met mag en met trots kan ek jou help. Wat het die Here Jesus Christus gedoen? Hy gereed gestaan om te veg en te beklei. Hy weggehardloop, het in die knie gebuig. Nee, dit is anders eenvoudig. Daar staan geskryf. In daai woorde van Jesus gee hy vir ons die oplossing in versoekinge, uitdagings en beproewinge. As jy nie kan sê daar staan geskrywe nie, sal jy val. En wonderlik is dit om te weet dat ek kan sê daar staan geskrywe. Jesus het nie eens eie krag en probeer die Satan oorwin nie. Hy kon maar iets vir ons kom leer. Die waarde van woord van God in jou lewe, en God se wil te aanvaar, waar Jesus in Getsemane gebid het en sy sweetdruppels soos bloed op die grond geval het, en angstigheid en benoudheid, as dit u wil is, laat die beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar wat u wil geskied. En die volgende oomblik het ons die beeld van Jesus aan die kruis wat sterf vir jou. Ek wil afsluit. Ek vra jy mooi vandag. Moenie val soos die Israeliete in die woestyn. Neem God op sy woord, ken sy woord, en hy sal jou baie gelyk maak. Wanneer dit veel raak, dit voel hierdie golf voor jou spoel, die grootste versoeking in jou lewe. Moenie val nie, moenie die knie buig nie. Sê, Here, dit voel te groot, maar U is getrou. Gee my die uitkoms en vertrou vas. Nie met 'n flou wankelrige geloof nie, maar met 'n diep innerlike vertroue wat sê, Here, U sal my dra. Want U het my nog nooit gelos nie. Die Here vra eenvoud in geloof van ons, soos kind. Here, U sal my dra. Want U het my nog nooit gelos nie. Mag hierdie boodskap werklik elkeen van ons harte aanraak vanoggend. Als jy uitstap en onsself op die bors slaan, soos die psalmskrywer van Psalm 42. O my siel, wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal nog die redding, die heil, die verlossing van God beleef.
Jy sal nooit vir die kragtig besoek word nie. Glo dit, en dit staan hier geskryf. Amen. Kom ons dank. Dierbare Here, Hemelse Vader, ek hier aan die einde van die prediking, weet ons daar is 'n baie moeilike pad wat vir ons voor lê. Ons smag na uitkomste, elkeen van ons, en ons kry dit nie altyd nie. Ons bid by Here dat ons hierdie sal meet, dat die uitkoms, die oplossing, die verligting, maar dat ons sal weet aan die karakter, want die is God, nog altyd. Ons weet nie is daartoe in staat om die las ligter te maak, maar ons weet ook Here, ons skiet ver tekort as dit gaan oor Here Jesus Christus se hantering van versoekinge, as ons moet sê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. 3 keer herhaal hy homself dat daar 'n duidelikheid is vir die hoorder en die leser vandag om te weet wat hy van ons verwag. Hy sal ons nooit vir ons krag versoek nie, selfs al voel dit so. Maak ons dit glo. Ook wanneer ons dan in die natuur kyk, bid ons Here dat al die reën hierdie aarde val volgens U mate. Maar help ons ook om uit U woord uit vir U te kan dankie sê waar U daardie reën beloof. En dan weet ons Here, is dit nie maar net 'n subjektiewe toenadering tot U nie, maar absolute geloofsoortuiging. Dis wat ons nodig het. Dankie dat ons weet Here, U dra ons, U sal ons nooit nie steek laat nie. Maar help ook Here dat daardie weet ons nie skipbreek laat bly vir agter ons geloof nie. Ons kan niks onder U wees of doen nie. Ons vra Here dat U ons sal help. En Jesus dan met ons in hierdie werking van die Gees aan.